gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van God is. Goeiedag en baie welkom. My naam is Dion Els en jy is ingeskakel by Helderberg Gemeente. Dit is my lekker om so 'n paar oomblikke met jou saam te spandeer en ek dink ons almal is besig om in daai tyd van die jaar in te gaan waar die vakansie lê nou voor. Hy's so 'n paar dae weg of so 'n week of wat weg en almal het so 'n bietjie van 'n opgewondenheid. Al het jy nie vakansie nie, is daar iets in jou wat voel, dis helfte van die jaar, kan julle dit glo? En ja, is my lekker om so 'n paar oomblikke saam met jou te spandeer. Kry asseblief jou Bybel. Ons gaan so 'n bietjie saam lees uit Psalm 3, ons gaan saam lees uit Psalm 4. So ja, dit is vir my 'n voorreg. En ja, as jy ver is en jy het nog nooit regtig met ons kennis gemaak of met ons kontak gemaak nie, los vir ons 'n comment in die onderste gedeelte. Dan kan ons lekker mee saam gesels. Kom ons word vir so 'n paar oomblikke stil en dan bid ons saam. Here, dis 'n wonderlike voorreg wat ons het om te kan weet, Here, dat die rustigheid wat U bring, Here, ook hier by ons nou is. Ons het soveel dinge om vir dankbaar te wees, Here. Daar's soveel dinge wat U net oor ons strooi. En die eerste ene daarvan is genade. Ons verdien nie een enkele stukkie van U liefde nie, maar tog, Here, is U die een wat dit gee. U is die blywende, U is die konstante, en ek wil sommer die geleentheid gebruik maak om vir elkeen te bid wat na hierdie uitsending kyk. Mag U hulle omvou, Here, mag U hulle seën met die visie om U te sien, om U genade aan hulle lywe te voel en dit ook te gebruik om U koninkryk uit te bou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek is sommer baie eerlik met jou. Ek is 'n verskriklike slegte slaper. Miskien is dit jou storie ook. Ek weet nie. As ek iets hoor, dan is ek wakker. Jy weet, ek slaap verskriklik lig. En ek weet, soos ek hier sit, my hare is baie mekaar. En ek weet soos wat ek hier so sit, dit beïnvloed my. Dit beïnvloed my definitief negatief. Daar's nie eers 'n twyfel oor dit nie. Ek weet dit. En daarom het ek gedink om so ietsie van rus, ietsie van slaap met jou te deel. So voor ons nou in die vakansie ingaan, miskien is jy al klaar op pad met vakansie, dan is hierdie nou 'n wonderlike preek om na te kyk. Maar ja, ek weet nie of jy ook sukkel daarmee nie. En baie keer wat gebeur is ek raak aan die slaap en dan na so rukkie dan word ek wakker met al die dinge waaroor ek bekommerd is. Hoor gou of jy met hierdie kan assosieer. Please let me sleep. Dan reageer jou brein en sê, nope, we have to stay up together and go over every bad decision that you have ever made. My daily routine, morning, feeling tired, cranky and lazy. Afternoon, I could go for a nap. Night, I can't sleep. My bed is this magical place where I suddenly remember everything I forgot to do. Me and my bed are perfect for each other, but my alarm clock keeps trying to break us up. Miskien kan jy so 'n bietjie met dit assosieer. Miskien is dit ook waar jy is. Ek het hierdie vriend op universiteit gehad, wonderlike ou. Ek het baie keer gewonder of hy nie besig is om sy graad in slaapkunde te kry nie, want baie keer as getroue Dion terugkom van die klas, dan sit hy in die middel van ons kamer met breinbrood, chocolate smeer in sy pyjamas. En hy het altyd hierdie sê ding gehad wat hy sê, hy slaap homself honger en hy eet homself vaak. Miskien het jy ook so iemand, en ek het hom altyd so 'n bietjie opgekyk na hom, as dit kom by slaap. Ek het altyd gedink, hierdie ou het nogals die lewe uitgefigure gekry. Maar die interessante ding van slaap is, volgens professor William Dement van Stanford Universiteit, hy is die hoof van slaapkunde daar, toe iemand vir hom een keer vra, maar hoekom slaap ons? Toe gee hy hierdie antwoord, hy het die volgende gesê, hy het gesê, as far as I know, the only reason we need to sleep that is really, really solid, because we get sleepy. So hier is hierdie hoof professor van slaapkunde, en hy sê vir ons die rede hoekom ons slaap, is omdat ons moeg raak.
Nou, daar's verskillende funksies, ons weet uit die wetenskap, daar's verskillende funksies wat moet plaasvind wanneer ons slaap, maar die regte rede, die kern daarvan is nog grootliks onbekend. So jy wil vir my sê, daar word miljoene rande spandeer aan slaapnavorsing, en dan is die konklusie, omdat ons moeg raak. Dit voel so bietjie vreemd. Sien, ons werk onsself moeg, ons stres onsself moeg, ons worry onsself moeg, ons eet onsself moeg, ons speel onsself moeg. Dit is die ritme van die lewe. Kundiges reken dat daar 'n massiewe miskonsepsie is oor slaap, en ek het dit ook nie geweet, ek het dit nou maar uitgevind, en dit is dat ons raak nie, ons energie word nie herstel eintlik deur slaap nie. Dit is nie eintlik wat gebeur nie. So daar's nog soveel misterie rondom die proses van slaap. Nou wat baie interessant is dat die kundiges reken dat jy meer as 1/3 van jou lewe gaan slaap. Dit beteken ek het al meer as 13 jaar van my lewe omgeslaap. As jy 50 jaar oud is, miskien as jy 50 jaar oud, dan het jy meer as 20 jaar al geslaap. Dis 'n verskriklike groot hoeveelheid tyd, as jy daaroor dink, as jy aan een slaap vir 20 jaar van jou 50 jaar lewe. My vraag wat ek by jou wil hê vandag is, hoekom praat ons so min daaroor? As dit so 'n groot deel van ons lewe is, hoekom praat ons so min daaroor? As jy elke 12 ure 6 verskillende vlakke van 90 minute elk se slaap nodig het, hoekom praat ons nie daaroor nie? As gelowiges, hoekom dink ons nie daaroor nie? Hoekom gebruik ons dit nie? Hoekom dink ons nie ook aan dit as deel van God se plan met my lewe nie? Die vraag is, wat wil die Here met jou slaap doen? Het jy ooit gedink wat die Here met jou slaap doen? Wat doen die Here as ek en jy rustig slaap? Wat is die Here se meestersplan vir jou slaap? Hoe wil die Here dit gebruik? Ek het al baie keer gehoor dat mense sê, hulle werk vir die Here, hulle dien die Here, hulle doen 'n klomp dinge vir die Here. Ek het nog nooit iemand hoor sê, hulle gaan nou hierdie naweek bietjie afvat en dan gaan hulle bietjie slaap vir die Here nie. Hulle gaan ordentlik rus sodat die Here met hulle kan doen wat die Here met hulle wil doen. Wat ek vir jou probeer sê is dat jou slaap is belangrik. Die Here wil die slaap wat hy jou insit, wil hy gebruik. Dis nodig dat jou lewensritme aangepas word met die manier hoe jy ontwerp is, hoe die Here hierdie ganse skepping in mekaar gesit het. Dit is eintlik ongelooflik om te dink dat die Here elke 24 uur laat sak uit die son. Dan bring hy die hele aarde tot rus. Dan sê hy vir hierdie aarde, ek bring jou tot rus. Hy maak dit donker, hy laat die sterre opkom, sodat jy weet hy is nog steeds teenwoordig, sodat jy rustig tot rus kan kom, sodat hy met jou kan doen wat hy met jou wil doen. Ons het so 'n paar weke terug, het ek verwys na die wonderwerk wat elke dag gebeur. Die twee wonderwerke, die een van die sonsopkoms en die een van die sonsak. Die Here wat die son laat opkom, die Here wat die son laat sak. Ek en jy is geskep om in hierdie ritme te wees. Ek en jy is geskep om in hierdie wêreld waar die Here die ganse skepping tot rus bring. Ons is geskep presies reg om in ritme te wees met God se groter skepingsdoel. So baie keer dink ek dat ons dit misgesit het. Ons het eintlik misplaas dat daar 'n transaksie plaasvind tussen ons en die Here wanneer ons slaap. Want dit is wat dit is. Wanneer ons tot rus kom, wanneer ons in God rus, dan kom die Here en daar's 'n transaksie wat gebeur. Die Here neem al die bekommernis, die onrustigheid, die angstigheid, kom vat hy van jou skouers af en hy kom gee vir jou vrede. Dit is wat dit veronderstel is om te wees.
Dit is hierdie ruiltransaksie tussen dit wat ek op my skouers dra en tussen die vrede wat die Here wil gee. Nou, ek weet nie of jy miskien een van daai mense is wat ook bed toe gaan en jy dra regtig swaar, dan wil ek jou regtig bemoedig. Reg deur die Bybel is die stories is daar stories oor hoop, oor slaap wat ons help om te verstaan dat ek en jy baie spesiaal geskep is. Ons lees dat selfs Jesus tot rus kom. Jesus kom tot rus. Jesus slaap in die middel van die storm, vind hy sy manier om tot rus te kom. En dit is dan nou hier waar Psalm 3 so mooi is. Hoor wat staan daar in Psalm 3. Dit sê, God is my redding. O Here, ek het so baie vyande. So baie kom teen my in opstand. So baie sê God sal hom nooit red nie. Maar U Here is 'n skild rondom my. U herstel my eer. U lig my kop weer op. Ek het tot die Here geroep. Vanaf sy heilige berg het hy my geantwoord. Ek het gaan lê en slaap en weer wakker geword want die Here het oor my wag gehou. Ek is nie bang vir 10.000 mense wat my van alle kante bedreig nie. Staan op, Here. Bevry my tog, my God. U het al my vyande op die hakskeen, op die kakebeen geslaan. Die tande van die goddelose het u gebreek. Verlossing kom van U, Here. Mag U seëninge op U volk rus. Sien wat ek hoor is dat selfs Dawid dinge in sy slaap invat. Hy nooi vriende om saam met hom te gaan slaap. Watter vriende nooi jy uit om saam met jou te kom slaap? Watter van die dinge van die dag nooi jy om saam met jou in jou bed te klim? Sien, die probleem is ons deel ons bed met 'n klomp dinge, met 'n klomp emosies. Daar's 'n klomp dinge wat saam met ons bed toe gaan. Moenie eers nog te praat van die doomscrolling so voor jy gaan slaap nie. Jy dink jy lê vir 15 minute en kyk wat se snaakse video's ook al, maar jy is eintlik maar net besig om 'n klomp mense en 'n klomp dinge saam met jou in jou slaap in te nooi. In hierdie gedeelte is Dawid aan die vlug, jy kan dit hoor, hy is redelik angstig oor sy lewe, want Absalom wil hom doodmaak. En nou is Dawid op die vlug, en saam met hom is hierdie vrees wat hy dra, hierdie angstigheid oor hierdie geweldige moeilike situasie waarbinne hy homself bevind. Hy is besig om te vlug, besig om weg te kom van Absalom af, en dan skryf hy hierdie gedeelte. Hoe baie van ons gaan nie ook in die aand slaap met 'n geweldige stuk vrees in ons sien. En as jy opstaan, dan voel dit amper asof jy die Comrades van vrees gehardloop het. Jy het so amper diskant moeg opgestaan. En miskien is dit dan nou ook so dat die wêreld waarbinne ons leef nogal 'n uitdagende wêreld is. Dit is so, dit kan so wees, dit is definitief die uitdagings van ons tyd wat om ons is, wat ons nodig het om te vrees, en dit is waar. Is my soms net nogals hartseer om te dink dat elkeen van ons het in hierdie wêreld ingekom met twee vrese. Die sielkinders sê vir ons, daar's twee vrese wat ons gehad het toe ons babas was. Die een was harde geleide, en die tweede ene was om te val. Maar vir die res was ons eintlik maar vreesloos. En soos ons ouer raak, dan raak hierdie vrese so klein bietjie meer. Miskien is jy ook een van die mense wat regtig met 'n vreeslewe wat jy amper nie kan beheer nie. Die groot ironie van hierdie gedeelte is dat Dawid is aan die vlug en hy het sy vriend saam met hom, hy het vrees saam met hom, en dan begin hy vir ons raad gee oor hoe om vrees te hanteer. Maar miskien is die geheim in die slaap. Miskien is dit die geheim. Ek dink wanneer ons praat oor vrees en slaap, dan dink ek is dit baie belangrik dat ons ook oor ons kinders dink. Uit my werk om met jong mense te werk, kom ek baie keer agter dat jong mense
kindertjies so jong soos laerskool al reeds sukkel om te slaap, omdat daar dinge is wat in hulle wêreld lewe. Nagmerries wat hulle kry as gevolg van onverwerkte emosies oor 'n ding wat hulle beleef het, of 'n ding wat hulle gesien het, of 'n ervaring wat hulle tans in hulle lewe het. Ek en jy is geroep om hulle te help om tot rus in God te kom. Daar's nog 'n maatjie wat ons saam nooi bed toe, en dit is bekommernis. Ons nooi bekommernis gereeld in om saam met ons te kom loop. Ons eie ontsteltenis oor die dinge wat ons in hierdie wêreld beleef. Ek het regtig altyd gedink dit is net ouer mense wat springbokklere het in bekommernis. Maar soos ek ouer raak, besef ek dat dis amper iets wat jy nie kan keer nie. Hoe ouer jy raak, hoe meer bekommerd raak jy oor dinge. Jy is bekommerd oor jou kinders, jy is bekommerd oor 'n klomp dinge, jy is bekommerd oor die finansies, en dis 'n ding wat net nooit regtig ophou nie. Wat is dit wat die Here vir my en jou sê vanoggend? Waartoe nooi die Here my en vir jou rondom al hierdie dinge? Miskien is die Here besig om ons so klein bietjie nader aan sy karakter te roep. Om te sê, maar ek wil so klein bietjie nader aan jou beweeg. Ek wil jou kom herinner. Ek wil hê dat jy daar waar jy is, Psalm 121 sal lees. Jy net so vir 'n oomblik net sal rustig raak. Dat jy sal hoor, wat is dit wat die Here daar vir ons sê. Sien, die Here herinner ons dat terwyl ek en jy tot rus geroep word ons uitgenooi om dit wat ons saam met ons dra vir hom oor te gee. Die Here herinner ons dat hy nie vir 'n oomblik sluimer of slaap nie. Daar's geen oomblik in die Here se bestaan of in jou bestaan wat die Here nie oor jou waak nie. Psalm 121 maak dit duidelik dat die Here oor jou waak. Hy neem posisie in wanneer jy tot rus kom. 'n God wat nooit slaap nie, 'n God wat nooit ooit vir 'n oomblik nie oor jou waak nie. En miskien vir my en jou vandag is dit nie so indrukwekkend nie, maar vir die eerste lesers, vir Israel was hierdie die ongelooflikste nuus. Want sien, in hulle tyd het hulle gereeld te doen gehad met gode wat hulle moes wakker maak. Hulle moes letterlik die gode wakker slaan met potte, moes hulle wakker maak om die gode aan die gang te kry. Nou kom die Here en hy sê, maar ek is die God wat nooit slaap nie, ek sluimer nie in nie en ek slaap nie, want ek is te besig om oor jou te waak. Hoe ongelooflik is dit nie? Hoor wat sê Psalm 127, hy sê dit daar in vers 2, hy sê te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. En dan hoor wat sê hy, vir die wat die Here lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Ek en jy moet baie mooi nou hierso, ons moet nou stadig, want sien die Here roep ons om net vir 'n oomblik gou stadig te gaan, en te besef, wat is dit wat hy hierso sê? Wat die Here hier sê is dat ek en jy ons leiersels kan oorgee. Die Here sê, ek wil hê jy moet tot rus kom. Ek wil hê dit wat op jou skouers is, moet jy vergeet dit. Al hierdie dinge wat jy so oor bekommerd wees, dit hang nie van jou af nie. Dit hang van my af. Dit hang nie van jou af nie, dit hang van my af. So kom tot rus. Die Here nooi jou uit. Kom tot rus. Rus goed. Die Here nooi jou uit om elke liewe aand voor jy aan die slaap raak, vir 'n oomblik alles wat jy oor bekommerd is, alles wat jy vrees, vir die Here oor te gee.
Vir die Here te sê, Here, vat die leiersels oor. Ek besef, Here, dit hang nie van my af nie. Vrees en bekommernis as gelowiges mag ons nie wakker hou nie. En onthou nou wat ek in die begin gesê het. Ek sukkel ongelooflik hiermee. So, ek en jy kan dit nie toelaat nie. Ons Here is groter as die vrese en die bekommernis van hierdie wêreld. En as daar iets met ons sou gebeur terwyl ons slaap, dan is dit ook in die Here se hande. Sien, ek en jy word genooi om die leiersels van ons lewens vir die Here oor te gee. Om te sê, Here, ek gee dit aan U oor. Ek gaan nou tot rus kom sodat U vir my kan gee dit wat ek nodig het. Sien, die Here wil kom werk aan my hart. Hy wil kom werk aan my gedagtes. Wanneer ek so slaap, is die Here besig om vir my presies te gee wat ek nodig het. Hy is presies besig om vir my te gee dit wat hy vir my wil gee. Miskien moet ek en jy nie een aand gaan slaap sonder om vir die Here 'n lofgesang te sing nie. In Psalm 149 is dit so mooi dat die gelowiges tot sing kom. Hulle kom tot sang, tot lofprysing voor die Here, voor hulle gaan slaap, omdat hulle dankbaar is dat die Here vir hulle nou vrede gaan gee. Is dit nie ongelooflik nie? 'n Groep gelowiges wat in aanbidding kom, omdat hulle weet as hulle nou gaan rus, dan gaan die Here vir hulle alles gee wat hulle nodig het. Die Here gaan hulle vrede gee. Ek en jy word uitgenooi om oor te gee. Vir die Here te sê, Here, vat dit. Here, ek wil tot rus kom. Here, ek wil 'n goeie slaper wees, sodat ek vir U kan wakker wees. Sodat ek paraat kan wees wanneer U my regtig nodig het. Ek het agtergekom, wanneer ek nie goed geslaap het nie, dan maak ek nie goeie besluite nie. En as ek nie goeie besluite maak nie, dan is die kwaliteit van my diens aan ander aansienlik minder. Mag ek en jy leer om in die Here tot rus te kom. En ek wil nou afsluit deur 'n gebed te doen, en ek gaan spesifiek bid vir ons almal wat sukkel om werklik in die Here tot rus te kom. Miskien het jy nodig om hierdie boodskap te hoor. Die Here hou jou vas. Kom ons bid saam. Here God, U is veel groter as wat ons ooit kan dink of droom. Ek wil vir elkeen bid, Here, wat sukkel om tot rus te kom in U. Elkeen wat nodig het om hierdie boodskap te hoor en te sien en te ervaar in hulle lewe. Ek wil vra, Here, dat U ons tot rus sal bring in U, dat ons as kerk, Here, dat ons beter sal slaap, sodat ons nie sal mis dit wat U vir ons wil gee nie. Mag ons die leiersels van ons lewens vir U oorgee. Dankie, Here, dat U so goed is vir ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy geluister het. Ek hoop jy het 'n wonderlike week. Totsiens.